Ons gaan die woord van die Here vanmôre oopmaak by 2 Konings hoofstuk 2. 2 Konings hoofstuk 2. Ons gaan die eerste 18 verse daar saam lees. Voordat ons dit doen, kom ons tree saam as 'n gemeente in gebed. Hemelvader, as 'n gemeente kom staan ons voor die troon vanmôre. Ons weet as ons na onsself kyk, verdien ons nie hierdie voorreg nie. Maar U het hierdie moontlik gemaak deurdat U Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het, vir ons skuld betaal het en nou vir ons op 'n nuwe baan geplaas. Ons is nou koningskinders. Ons het vrymoedigheid om vanmôre by U te kom vra vir die dinge wat swaar lê op ons. Ons kom bid vir hulle wat siek is, hulle wat swaar kry, hulle in die hospitale, hulle wat veg om lewenskwaliteit. Ons vra Here dat U met elke dokter en verpleegpersoneel dit sal wees om lewenskwaliteit vir hulle te verbeter. Dink aan mense wat in hierdie tyd die hartseer ding moet deurgaan van iemand naby aan hulle wat oorlede is. Dit is swaar om afskeid te neem. En ons vra Here dat U in daardie groot gat U groot teenwoordigheid sal kom sit en dat U vertroosting sal bring. Dat U teenwoordigheid en U liefde vir ons genoeg sal wees om ook 'n stukkie van die hartseer wat hier onder ons is, te kan afneem. Ons kom bid, Here, vir ons wêreld waarin ons woon. Ons land is deurmekaar op politieke terrein. Die hele wêreld is deurmekaar. En daar is oorloë en gevegte. Ons vra, Here, dat U vir ons vrede sal bring. Dat U genade oor ons sal kom spoel en dat U harde harte sal sag maak en dat U onwrikbare standpunte buigbaar sal maak, sodat ons vir 'n groter saak saam kan doen. Die kerk is vandag besig om reg oor die wêreld hulle byeenkomste te hou. 'n Wêreld waarin daar in Sirië skielik in die verlede week bomme moes ontplof. Die gelowiges hulle lewe moes verloor. Maar 'n wêreld waaroor soveel mense vandag die woord sal hoor. En ons vra dat daardie woord sal ingaan en 'n verskil sal maak in hulle denke en dat ons geloofsvertroue as gelowiges sterker gefestig sal wees as gevolg van vandag se eredienste reg oor die wêreld. En ook vir ons vanmôre. Here, kom breek U woord vir ons oop en gee vir ons daaruit dit wat ons nodig het om ons gemeente kerngesond te maak. Een wat in ons omgewing 'n verskil kan maak. Daarom, Here, kom praat met ons as U gemeente. U het ons by mekaar geroep met 'n doel. Laat U naam geheilig word en laat U woord duidelik met ons spreek. Laat ons elkeen saam kan sê, ja Here, amen. Laat ons so gehoorsaam wees aan U richting. In die naam van Jesus ons Here kom bid ons hierdie sê. Geliefdes, ek gaan vir ons lees die pragtige verhaal van 2 Konings hoofstuk 2. Ons lees vanaf vers 1. Die tyd het aangebreek dat die Here vir Elia in 'n stormwind na die hemel toe sou opneem. Elia en Elisa was op pad van Gilgal af. Elia sê toe vir Elisa, bly hier, want die Here stuur my na Bethel toe. Maar Elisa antwoord hom, so seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle het toe saam na Bethel toe gegaan. 'n Groep profete uit Bethel het na Elisa toe gekom en vir hom gevra, het jy geweet dat die Here vandag jou leermeester van jou gaan wegneem? Natuurlik weet ek dit, antwoord hy. Hy was stil. Toe sê Elia vir Elisa, bly hier, want die Here stuur my na Jerigo toe. Maar Elisa het weer geantwoord, so waar as die Here leef en u leef,
ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle het toe saam na Jerigo aangekom. 'n Groep profete uit Jerigo het Elisa tegemoet gekom en hom gevra: "Het jy geweet dat die Here vandag jou leermeester van jou gaan wegneem?" "Natuurlik weet ek dit," antwoord hy weer. "Bly net stil." Toe sê Elia vir Elisa: "Bly hier, want die Here stuur my na die Jordaanrivier." Maar Elisa het weer geantwoord: "So waar as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie." Hulle het verder saam gegaan. Uit die groep profete het 50 mans ook saamgegaan en op 'n afstand teenoor die plek waar Elia en Elisa by die Jordaanrivier was gestaan. Elia het sy mantel gevat, dit opgerol en die water daarmee geslaan. Die water het weerskante toe verdeel sodat die twee droogvoet deur die rivier kon gaan. Toe hulle oorkant aankom, sê Elia vir Elisa: "Wat kan ek vir jou doen voordat ek van jou weggeneem word?" "Laat my asseblief 'n dubbele erfgenaamsdeel van u gees ontvang," antwoord Elisa. "Jy vra my 'n moeilike saak," antwoord Elia. "As jy sien hoe ek van jou af weggeneem word, sal jy dit ontvang. As jy my nie sien nie, sal dit nie gebeur nie." Terwyl hulle nog so aanstap en gesels, verskyn daar skielik 'n wa van vuur, getrek deur perde van vuur. Dit het hulle van mekaar geskei. Elia is in 'n stormwind opgeneem na die hemel toe. Toe Elisa dit sien, roep hy uit: my vader, die strydwa, die perderuiters van Israel." Toe Elisa hom nie meer kon sien nie, het sy eie klere gevat en teëgespeen. Maar Elia se mantel het afgeval en Elisa het dit opgetel. Toe gaan hy terug en gaan staan by die wal van die Jordaanrivier. Hy het Elia se mantel wat afgeval het gevat, daarmee op die water geslaan en uitgeroep: "Waar is die Here, die God van Elia?" Ja, hy toe die water slaan, het dit weerskante toe verdeel sodat hy kon deurgaan. Die groep profete van Jerigo het oorkant gestaan en gesien wat gebeur het. Hulle sê toe: "Elisa is Elia se opvolger." Hulle het hom tegemoet gegaan en voor hom gebuig. "Meneer," sê hulle, "hier is 50 dapper manne onder ons. Laat ons tog na u leermeester gaan soek. Miskien het die gees van die Here hom opgelig en ergens op 'n berg of in 'n vallei neergesit." "Nee," sê Elisa, "moenie hulle stuur nie." Hulle het egter aangehou sodat hy moes toegee. "Goed, stuur hulle maar." Die 50 manne het 3 dae lank gesoek, maar kon nie vir Elia opspoor nie. Elisa was nog in Jerigo toe hulle terugkom. "Het ek dan nie vir julle gesê, julle moenie gaan nie?" vra hy. Lees tot sover die woord van die Here. Wie van julle het al in 'n kajak geroei? Die paar van ons sal hy voorreg gehad. As een persoon in 'n 2-man kajak roei, is dit 'n bietjie ongemaklik, né? Nee. Wanneer 2 manne in hom roei, is hulle baie vinniger as wat 1 man in 'n 2-man kajak sou wees. Die ideaal sou wees dat daar 'n tweede persoon in daardie kajak moet inklim om saam met hom te roei. Nou dan, wanneer dit gebeur, is daar 3 dinge wat gebeur. Daar's 'n korttermyn reaksie, daar's 'n mediumtermyn reaksie, daar's 'n langtermyn reaksie. Die korttermyn reaksie is as daardie persoon, die tweede persoon in die kajak gaan klim, dan skommel daai kajak dat dit voel of hy wil omval. Dis 'n ongemaklike oomblik totdat hy sy sit gekry het en nou is hy dis is dit. Dan gebeur die mediumtermyn. Hierdie 2 persone moet nou in ritme begin saamroei. En meestal beteken dit dat die persoon wat die mees ervare is, waarskynlik 'n bietjie van sy vaardigheid gaan moet oorleer vir die ander persoon, maar dat hy ook moet aanpas by die eienaardighede van daardie persoon, sodat hulle op die ou einde as 'n span saam kan roei. Elkeen moet ietsie van homself prysgee om 'n nuwe geheel te vorm. En dan kom ons by die langtermyn. As hulle hard genoeg saam oefen en hulle is doelgerig en
fiks genoeg, dan stel dit hulle in staat om ook daardie roei wedren te kan wen. Nou dit is iets van hierdie beeld wat by my opgekom het toe ek na Elia en Elisa se verhaal geluister. En dit het my aangespreek op 'n hele klomp terreine van my lewe. Ons het 'n rukkie gelede met mekaar gesels, al hele rukkie gelede, oor hoe belangrik dit is dat die Here aan sy kerk gawes gee en dat daarvan daardie gawes in elke gemeente teenwoordig is. Op daardie stadium het ons baie moeite gedoen om so 'n bietjie te gesels oor die gawe van gebed. Wie is die voorbidders wat weet hulle beroeping van die Here om in te tree vir verskillende sake? Op die ou en het daar 'n paar mense na vore gekom en ons hulle in 'n WhatsApp groep bymekaar gesit en ons is besig om daarvolgens te bid. Vandag bring die Here 'n tweede eienskap van kerkwees vir ons op die tafel waaroor ons moet saam dink en waaroor ons pas verder moet hanteer volgens hierdie verhaal. Elia weet dat sy tyd nou amper verby is. Elisa weet dit en hy weet presies wat aan die gang is. Hy's immer deur Elia gesalf om op te volg. Daarom is daar 3 kansse wat Elia vir Elisa gee om te sê, sien jy kans vir dit wat gaan voorlê. En elke keer sê Elisa, ek stap saam. Ek gaan saam vorentoe. Dis die Here se roeping wat op my lewe lê. Daar is verskillende profete wat op verskillende tye na hulle toe kom om vir Elisa te sê, is jy bewus van wat is nou aan die gebeur? En dan kry ons daardie gerusstellende reaksie van hierdie nuwe leier onder die profete. Ek weet, wees rustig. Die Here is in beheer. Die Here is besig om sy ding te doen. Elisa vasberade om gehoorsaam te wees aan dit waarvoor God het geroep. Dit gaan dus oor hierdie groot leier Elia wat in die kerkgeskiedenis van dit wat ons die Bybel lees, oral pop sy naam uit saam met Moses as een van die godsmanne van sy tyd. En aan die ander kant 'n jong man wat besef dat die Here se hand is op sy lewe en hy moet nou hiervandaan 'n nuwe tree gee, 'n nuwe stuk verantwoordelikheid aanvaar. En terwyl ek oor hierdie teks gelees het en daaroor gedink het, het ek besef dat leierskap in ons gemeente is 'n geweldige belangrike saak wat vir die pad vorentoe vir ons gaan voorlê. Normaalweg kies ons leiers op 'n kerkraad. Dit is geweldig belangrik dat ons vorentoe ook sal dink oor as hierdie Elias van ons deur die Here weggeneem moet word. Wie is die Elisas wat moet intree en hierdie gemeente verder bedien? Maar terwyl ek hieroor gedink het, het ek besef hoe geweldig belangrik dit is dat ons dit nie net op kerkraadslede van toepassing maak nie, maar dit van toepassing maak op ons gesinslewe. En ek besef dat ek is nou in 'n lewensfase waarin baie van julle alreeds ook is, waarin 'n mens nie net meer pappa en mamma is nie, maar waarin jy ook nou al oupa of ouma is. En die verantwoordelikheid wat 'n pappa en 'n mamma het om hulle kinders met hulle doopgelofte na die Here te lei en vir hulle sekere standaard van denke en riglyne neer te lê en te sê, so dink ons. So glo ons oor die lewe. So stap ons die pad. So hanteer ons die lewe. Ek hoor al hoe meer deesdae van jong ouers wat sê my kind moet self besluit wat hy gaan doen. In 'n sekere mate maak dit my diep onrustig. Want dit voel vir my wat is ons roeping as geestelike kinders van die Here
om 'n volgende geslag gereed te maak. Daar is so 'n geweldige groot verantwoordelikheid op onderwysers om daarmee saam te help. 'n Verantwoordelikheid op kategese om daarmee leiding te gee. Want ons weet dat nie alle ouers in hulle gesinne hierdie verantwoordelikheid nakom nie. Kategese is in die eerste plek nie 'n verantwoordelikheid van die kerk. Dis iets wat die kerk aanbied om handvat met ouers. Maar op die ou einde is dit 'n ouer se verantwoordelikheid om sy kind te lei in hoe 'n verhouding met die Here behoort te lyk. Dit is geestelike leierskap. Ek weet ook dat die Here gaan nooit sy kerk ten gronde laat gaan. Daarvan is ek vas oortuig. Sy kerk sal oorleef. Die vraag is of ons as geestelike leiers vir hierdie gemeente wat binne die groter kerk funksioneer, sal kan bystaan en help deur moeilike wae. Daar was 'n tyd waarin elkeen van ons gewonder het of die Here ons gemeente by 'n kruispunt gaan bring. Waarin ons waarskynlik gaan moet sê, nou is dit tyd dat ons na die ander gemeentes maak. Almal het dit gedink. En tog het die Here ons gelei tot waar ons vandag is. En dit het ons al gegee wat ons nodig het tot hier toe. En is daar by ons as kerkrate 'n hoop en 'n vaste geloof dat die Here iets vir hierdie gemeente in gedagte het vir die pastoor. Die Here is nie op 'n punt om ons te maak nie. Die Here is op 'n punt om ons te laat groei. Die Here is op 'n punt om vir ons 'n baken te maak om regtig 'n verskil te kan maak. Daarom glo ek dat ten spyte van hoe ouers baie keer met hulle kinders optree en hulle nie daai verantwoordelikhede leer wat ons glo hulle behoort te leer nie, weet ons ook dat die Here self jong mense op wonderlike maniere aan te lei. Daar is 'n geslag jong mense wat opstaan wat regtig lief is vir die Here, maar wat ook ongelooflike leiding nodig het vir die pad vorentoe. Ek en jy het al deur die meule gegaan. Ons het al ons koppe gestamp en ons het al baie lesse geleer. Ons dink vandag anders as wat 20 jaar terug gedink het en nog 20 jaar eerder gedink. Wat wonderlike goed gebeur. Wat ons daai tyd gedink het is verskriklik. Dit is baie sleg. Maar vandag weet ons dat deur slegte ervarings trek die Here ons, berei ons voor, vorm hy ons denke. Kom hy weer op wonderlike maniere terug na ons toe om ons te oortuig van sy grootheid en sy heiligheid en sy almag. En rig hy ons op 'n nuwe pad waar ons met nuwe wysheid tot 'n verskil kan maak. Die vraag wat ek dikwels vir myself vra is: wat kort jong mense om te ontwikkel in die geestelike reuse wat nodig is om 'n gemeente stabiel vorentoe te neem? Wat kort hulle? En daardie vraag gaan vir elke persoon anders klink. En die antwoord wat daaruit kom is iets wat ons van die Here gaan moet afskud. Ouers moet dit afskud van die Here. Wat het my kind nodig om die persoon te wees wat nadat ek nie meer hier is nie, die geestelike reus, die geestelike leierskap aflosstokkie kan aanneem om die wedloop verder te gaan. So moet ons sekerlik ook vir ons vra, wat het ons gemeente nodig om op die ou einde die geestelike stokkie te kan aanvat? Hierdie is 'n vraag wat ons bidend moet oorweeg. Waarvan ons nie altyd die antwoorde het nie, maar waarvan ons die antwoorde dringend moet soek. Een van hierdie onderwerpe is daarom dat die Here vir ons geestelike leiers sal moet gee met energie en 'n fyn oor om te hoor wat die Here sê en ons saam vorentoe
die gemeente te ondersteun tot daardie dag dat die Here ons met 'n vuurwapen bring. Dit is duidelik vir my dat Elisa is die geroepene van die Here. Ons het dit al in 1 Konings gelees, dat die Here vir Elia gesê het, gaan salf vir Elisa om by jou eer te neem. En in daardie tyd van 1 Konings 19 af tot hier in 2 Konings is die Here besig om Elisa voor te berei en stap hy in die skaduwee van Elia en leer hy by hom alles wat hy kan, vra hy sy vrae, ontdek hy wonderlike dinge, sien hy hoe Elia met God interaksie en ontwikkel hy 'n sensitiwiteit vir God se stem, wat al reeds daar was, maar wat nou net verder ontwikkel het. Die profete wat saamstap en op 'n afstand gaan staan, skep vir ons 'n skildery van wat is hier aan die gebeur. 50 manne staan op 'n kant, toegewyd aan die Here, en hulle weet wat nou gaan gebeur, maar hulle weet nie of die sit is gaan kies nie. En hulle kyk totdat Elia en Elisa daar by die Jordaanrivier kom, en as Elia sy mantel afhaal en die water slaan en die water gaan oop, is dit nie vir hulle 'n vreemde ding nie, dit sal nie in die verlede ook gebeur. Dit het al by die Rietsee gebeur, toe die volk uit Egipte uitgetrek het, en dit het al by die Jordaanrivier gebeur, toe hulle deur die Jordaanrivier gekom het om die land in te neem, net voordat hulle Jerigo aangegaan het. Dit was vir hulle 'n teken van God wat in beheer. En dit was vir hulle niks snaaks dat Elia sy mantel sou gebruik om dit te doen nie. Hulle het geweet hy is die godsman van alle tye, en dit was vir hulle nie snaaks dat dit gebeur het. Nou gaan die 2 manne aan die ander kant deur die water te mekaar. Nou is Elia en Elisa buite hoër afstand van hierdie mense. Hulle het ietsie verder gestap, self, waarskynlik al buite die oogveld van hierdie 50 manne wat wag om te kyk wat gaan gebeur. En nou praat hierdie manne met mekaar, hierdie 2 godsmense. En ek wonder wat sou 'n jong leier voorvra. Dis vir my duidelik dat Elisa iets baie spesifiek vra van Elia. En dit lyk my dis iets wat ons jong mense dalk 'n sensitiwiteit voor moet kry en dit moet vra. Gee my asseblief 'n dubbele erfdeel van u gees. Laat my dubbel so sterk staan in die Here soos wat u staan. Laat my dubbel so helder hoor die Here se stem soos wat u dit hoor. Laat my dubbel so seker weet dat God is in beheer soos wat u dit weet. Daarom wil ek graag vir ons jonger mense in die gemeente sê, bid hiervoor, vra hiervoor, Here, wees my genadig en maak my dubbel die karakter, die godsman wat ek in my ouers reeds sien. Want daarmee sê ons reeds, ons weet ons is geroep. Ons weet dat die Here sy hand op ons lewe gelê het, en ons weet hy het 'n plan met ons lewe vorentoe. En dan gebeur die dramatiese gedeelte van Elia wat weggeneem word. Nou kom Elisa in sy hartseer oor hierdie vader, hierdie geestelike vader van hom wat weggeneem is. En hy skeur sy eie klere wat teken is van rou. En dan vat hy Elia se mantel en trek dit aan. Wat besef dit is die oorgang. Die leierskap het nou verwissel van hande. Maar niemand anders weet dit op die oomblik as Elisa nie. Elia is nou weg. Nou kom Elisa terug by die Jordaanrivier en ek kan net die paniek in hierdie man se oomblik ervaar. Vroeër het Elia net die water geslaan en dit het gebeur.
Nou hoor jy hoe Elisa roep na die Here. Here, waar is U? Kom help tog asseblief. Ek kan nie nou ek het nou meer hulp nodig. Dan doen hy wat hy by Elia gesien het, presies dit. Die water deel en hy stap droog voets deur. En dit was belangrik vir Elisa om dit te ervaar, maar dit was nog meer belangrik vir die 50 manne wat daar teen die ander kant gestaan en gekyk het wat hier gebeur. Want daardie 50 manne wat die volgende linie van profete was, is die manne wat moes besef dat God se hand nou op Elisa op 'n spesifieke manier geplaas het. Maar tog is hulle onseker. Tog weet hulle nie mooi wat om nou volgende te doen nie. En dan vra hulle vir Elisa, "Wat is daar vir Elia gaan soek?" Net so ingeval die Here om dalk op 'n ander plek weer gesit het en dan kom hy terug en dan is hy maar weer ons leier en dan is hy maar weer die tweede in staan. Hulle wil seker maak dat die stokkie wel oorgegee is na Elisa. Dan sê hy, "Ouens, dis onnodig. Ons weet wat het gebeur. Nee, maar kom ons gemaak liewer seker. Want jy sien, dis deel van leierskap is dat hulle altyd bevraagteken word. Ek het nou onlangs weer die eerste 5 boeke van die Bybel gelees. En ek besef het hoeveel keer en wie almal het Moses bevraagteken oor sy leierskap. Wie is jy om ons nou te sê wat ons nou moet doen? Dit het van Aaron en Miriam af reg deur die hele volk gegaan. Almal van hulle het een of ander stadium in bevraagteken. En hier is 50 godsmanne. Wat sê maar laat ons net 100% seker maak. Dis okay, ons glo jou, maar laat ons net 100% seker. En dan kom die manne na 'n paar dae terug en sê hulle ons het hom nie gekry nie. En dis daar waar die finale stokkie op die ouende oorgegee is. En almal besef nou, Elisa het God gestuur om ons hier in Israel verder te neem. Vriende, julle het nou al baie gehoor sê dat ons staan op die skouers van ons voorouers. Hierdie gemeente staan op die skouers van mense wat baie opofferinge gemaak het. Staan op die skouers van predikante wat hierdie gemeente gedien het, kerkraadslede, katekete, voorbidder, bazaar gedoen, padde te gebak om hierdie kerk te betaal. En daar was nie so wat gebeur het ons die gerief te gee wat ons vandag het. Ek kom amper elke Sondag kom ek hier in en ek daar gaan sit en ek sien hoe mooi daai deel is. Ek sê iemand het mooi gedink. Ek kyk na die venster. Ek dink iemand het mooi gedink. Ek kyk na die kwaliteit van ons orgel. Ek dink iemand het mooi gedink. En dit is nou ons wat die stokkie aangeneem het. En ons moet ook mooi dink. Tot eer van die Here, met uitbreiding van sy koninkryk. Moet ek en ons eie ego's agterlos. Ons weet dit gaan oor God se kerk, God se saak, God se eer, God se naam. Maar regtig nie oor ons. Gaan nie oor my nie, gaan nie oor jou nie. Die saak is baie groter. En daar is mense wat van ver af kyk. Daar is mense wat wonder, hoe gaan ons met die stokkie hardloop op die baan? Gaan ons volhard soos wat wees? Gaan ons nog maar net sou opvolhard? Dit is altyd vir my so mooi, elke keer by die Olimpiese spele is daar iemand wat sy hamstring ergens op 'n 400 of 'n 800 trek en hy nie meer kan hardloop nie. Elke keer is daar daardie ou wat sê, ek het so lank geoefen, so hard gewerk, ek sê nie om laaste te wees nie, maar ek gaan hierdie wedloop klaar maak.
hinkende, pinkende, kom hulle by die wenstreep aan, en dis daardie ou wat ons onthou, nie die ou wat die wedren gewen het. Dis daardie ou wat die hardste applous kry. Sien, dat die een van ons is volmaak. Die een van ons is waarskynlik op ons eie fiks genoeg om die naam van die Here alleen hier te dra in hierdie sin. Ons het nog almal al iewers al ons hamstrings gespeel. Dalk loop ons met 'n krippel stapie. Maar die wedren van ons klaar maak. Die skare gaan juig. Dit is al. Maar dit is so belangrik dat as ons sê ons staan op die skouers van ons voorouers, is dit ook 'n belangrike vraag om te vra, wie gaan op ons skouers staan sodat hulle verder kan kyk? Wie gaan op ons skouers kom staan en die naam van die Here verder dra? Wanneer ek verdwyn in hierdie. Dit is so belangrik dat ons as gelowiges daardie onderskeidingsvermoë sal hê om te besef dat hierdie saak is groter as ek. Die saak is groter as ons gemeente self. Dit gaan oor God se naam en God se eer. En is ons by daardie punt waar ons al kan sien wie is die nuwe leiers wat voorkom. Wie is die nuwe leiers en wat gaan ons doen met hulle? Hoe gaan ons hulle bemagtig? Hoe gaan ons van hierdie Elisa 'n tweede Elia maak? Hoe gaan hierdie gemeente verder geneem word as ek en jy se tyd aanbreek by die vuur daar? Waarom vriende? Deel van die kerk se gawes wat God aan ons gee, is saam met gebed wat ons al in die verlede hanteer het, is dit ook leiers. En ek wil jou vra, soek saam met my, nou wie is die versorger? Wie is die volgende kerkraadslede? Wie is die nuwe katedrete wat hier kom? Wie is die geestelike leiers? Wat is hulle nodig van ons? Hoe bou ons hulle op? Hoe bid ons vir hulle? Hoe staan ons hulle by? Hoe bemagtig ons hulle? Sodat hierdie gemeente nog oor 50 jaar iemand kan hê wat hier kan staan. Staan op die skouers van 'n gemeente van gelowiges wat hierdie met hulle minder goed gegaan het, vas berade, het hulle gawes gegee, dien met oorgawe, bid, vra, gee, Here vir hulle die leiers gegee, hou hulle die ouens wat die voordeel kry van my en jou. Ons staan op die skouers van mense. Vanmôre wil ek jou vra, wie gaan jy